Ja, sê maar. Nee, juffrou. Hoekom was hy daai nie op daar nie? Is dit is soveel? Ek wil hê ons moet almal gou-gou hierdie vraag doen. En die rede hoekom ek wil hê almal moet hom doen, is omdat ek wil fokus op die uitleg van 'n meetkunde probleem. Wanneer dit by meetkunde kom, is die uitleg verskriklik belangrik. As jy 'n skets kry wat nie benoem is nie, maak seker dat jy hom benoem. Die skets wat ons hier gekry het, was benoem. A, B, E, F, D, C. Okay. 90 grade hoek. Nou sê hulle vir ons, daar's ook 'n 90 grade hoek en daar's ook 'n 90 grade hoek. En hulle sê vir ons, daar staan BC is gelyk aan 8 cm. Daar staan ED, of dis wat ek gegee is, ED is gelyk aan 5,5 cm. En DC is gelyk aan 2,5 cm. So, BC is 8 cm, ED is 2,5 cm. Ons begin, sê weer? Ek klak BF bepaal. BF. Ja. Okay, kom ons begin nou net eers. Ons begin altyd, en julle gaan nou hopelik sien hoekom ek so klem lê. Ons begin met gegee. En kyk hoe skryf julle juffrou gegee met 2 G's. Yes, like that. Dis die tweede keer juffrou gesien het. Gegee. Wat is ek gegee? Die oomblik wat jy begin beskryf wat jy gegee is, begin jy oor daai figuur dink. Ons is gegee, figuur A, B, C, D. 'n reëlmatige vierhoek. Kyk, daai deel was geskakeer. Kom ek kleur dit gou in. Kom ons kyk of ek dit kan doen. Inkleur. Daai deel was ingekleur in die figuur. Ja. Kyk. So daai deel is ingekleur. Daai deel is geskakeer. Dis belangrik. Is 'n reëlmatige vierhoek. Is 'n reëlmatige vierhoek wat bestaan uit 2 afsonderlike ander figure. Nou sê hulle vir my, BC is 8 cm. Wat weet ek dan van AD? Omdat dit 'n vierhoek is, nou sit ek by, wat is ek gegee? As BC 8 cm is, en daai hoek is 90 grade, en daai hoek is 90 grade, en A is 90 grade, en B is 90 grade. Wat weet ek van die lengte van AD? Is ook 8 cm. In figuur A, B, C, D is AD gelyk aan 8 cm. Hoekom? Want dis 'n reghoek. Nou weet ek, hulle sê vir my, BC is 8 cm en hulle sê vir my ED is 5,5 cm. Wat beteken dit? Dit beteken FC is gelyk aan ED, want dis 'n reghoek, en dit is hoe lank? Hoe lank is FC? FC is gelyk aan ED. En dit is gelyk aan 5,5 cm. Kan ek nou vra hulle vir my, bereken die oppervlakte van die geskakeerde gedeelte. So hulle wil hê ek moet die oppervlakte van hierdie deel bereken. Watse inligting het ek nodig? Ons benodig EF en AD. Ons benodig daai stuk
en daai stuk om die oppervlak van die geskakeerde gedeelte. Baie keer vergeet ouens, dis geskakeer beteken wat? Wat beteken geskakeer? Dis die deel wat ons moet doen. Nee, wat beteken daardie woord geskakeer? Ons weet hier van. Huh? Ek weet hier van. Ek het jou gister gesê, sê my gou, wat beteken geskakeer? Is Wat doen ek nou? jy moet daai vorm uitwerk. Ingekleurde deel. Ingekleurde deel. Iets wat geskakeer is ingekleur. Onthou dit. Dis nie noodwendig, partykeer wil hulle hê jy moet die ongeskakeerde deel uitwerk. So jy kan nie sê die geskakeerde deel is die deel wat ek moet uitwerk nie. Partykeer vra hulle die deel wat nie ingekleur is nie. Geskakeer beteken ingekleur. Right. Om dit uit te werk, moet ek weet hoe lank is AE. Die volgende ding wat ek vir myself skryf is, wat vra hulle vir my? Hulle vra vir my die oppervlakte van AEFB. Om dit uit te werk, nou skryf ek die oppervlak van AEFB, ek begin altyd by my formule, is lengte maal breedte. In hierdie geval is dit 'n reghoek. Met ander woorde, die lengte is gelyk aan die breedte. Het ek die lengte en of die breedte van daai sye, wat is dit? 2,5. Dis 'n DC. DC. Dis die een manier, dis mooi. Jy het daar net die ander kant se hoek. Maar nou moet ek dit sê. Nou moet ek sê. Kom ons sê, die lengte is gelyk aan AB en dit is gelyk aan DC en dit is gelyk aan 2,5 cm. En nou moet ek my rede gee. Hoekom? Want daai groot figuur ABCD is 'n reghoek. Dis my rede. Want reghoek ABCD. Ek kon ook dit op 'n ander manier uitgewerk het. Ek kon gesê het BC is 8 cm. FC is 5 cm. Met ander woorde, daai stukkie is 8 minus 5,5. Dis die ander manier waarop ek dit kon uitwerk. En nou het ek my formule. Nou gaan ek sê, dus AEFB is gelyk aan 2,5 maal 2,5. En wat is die antwoord? 10. Sê my gou. 10 10 wat? centimeter. Vierkante Centimeter. Hierdie is 'n baie eenvoudige ou probleempie. Wow, 2,5 maal 2,5. Is nie 10 nie, is dit? Nee, dis 6,25 cm. Van 5,5 is 25 en 2 maal 2 is Werk dit uit? hier sê ek 2,5 maal 2,5. Henko, sies vir jou. 2,5 maal 2,5 is 6 cm. 6,25 cm. 6,25. Dankie. Dankie vir daai een. Ek het nou nie eers daaroor gedink nie. Skus ouens. Dankie François. Dankie dat jy wakker is. Smee kan jy vir moet nou besig wees. Yes. Ja, maar ek het nie gedink oor, ek het nie daaroor gedink nie. Die belangrike ding van hoekom dit belangrik is om, Sê my antwoord is verkeerd. want jy het verkeerd gemaal, om hierdie uitleg te doen in die proses wat jy uitpak wat jy weet. Kry jy inligting en kry jy insig in hoe gaan ek hierdie probleem oplos. Ander belangrike ding, elke liewe dingetjie wat jy sê, as dit nie vir jou gegee is nie, moet jy 'n rede gee hoekom dit so is. En elke stappie wat jy volg, moet jy sê, waar kom daai inligting vandaan? Ander belangrike ding, skryf daai formule altyd neer. Dan kan jy baie vinnig agterkom watse waardes moet ek in die formules vervang om die som te doen.
En dan is jy doodseker dat jy die regte waardes in die regte formule sit. Daai stukkie wat jy hier neerskryf. Nommer 1, ek sê duidelik in watter figuur werk ek. Ek werk in A, E, F, B. Almal weet ek werk in wat, hoeveel figure is in hierdie skets? Henko? Hoeveel figure is altesaam in daai skets? 2. Ek verstaan nie, vrou. Hoeveel figure? Daar's 1. Daar's nog 1. En 3. daar's 1. Daar's 3 figure. Jy moet altyd spesifiseer in watter figuur werk jy. Waarmee werk jy? Hierdie is die beste uitleg vir 'n meetkunde probleem. Uitleg is belangrik. Daai logiese opeenvolging wat 'n mens doen in wiskunde. Ag, is dit nie pragtig nie? Dis so mooi. Ek wens die lewe was so mooi netjies uitgepak soos 'n wiskunde probleem, hè? Dis hoe jou wiskunde probleme moet lyk vir meetkunde. Baie dankie Sela, amen, gat jy wel.